Ons gaan hierdie jaar fokus op 'n woord en die woordjie gaan wees oestyd. Nou, oestyd beteken baie goeders. Oestyd beteken goed in jou persoonlike lewe wat tot op 'n punt kom wat jy nou met bymekaar trek of dalk die vrugblik van harde werk. Oestyd beteken ook partykeer dat ons as geloofsfamilie moet begin of daar waar ons reeds gesaai het, begin inbring, of as ons dalk nog op plekke het om te saai, vir ons en hoe ons daar wil dink is, om daar te saai. Die lekker ding van 'n kerk is, van 'n geloofsgemeenskap is, hy het nie soos 'n natuurlike oestyd nie. Elke jaar die tyd is dit oestyd nie. Hoekom sê ek dit? Want elkeen van ons saai op 'n ander manier. Elkeen van ons saai op verskillende plekke en dit bring partykeer groei op verskillende tye. Nou, as julle vir my moet vra, my bediening, my leeftyd, hoe ek saai beleef het, is baie keer saad wat gesaai is, wat ek nie eers gesien het of het gegroei het nie. Maar ek het gesaai, want dis wat die Here vir my gevra het. Ek is in die bevoorregte posisies vir iemand wat jeugwerk geswat het en na volwasse bediening geskuif het, om seker 5 teologie studente te gekry het uit die bediening uit, wat in die bediening staan as predikante vandag. Dit is baie, baie skaars. Dit is genade van die Here. Maar ek het ook op baie plekke het ek gesaai, en ek weet nie of daar gegroei is en of wat dalk na die tyd geoes is nie. Want baie keer is dit nie jou werk as die saaier om te oes nie, en ons sal later weer daar praat, dis net jou werk om te saai. Ek gaan hierdie as voorbeeld gebruik, en ek weet dit is bietjie blootstellend vir JP, maar ek het op 'n stadium tyd gehad om net in JP se lewe te saai, deur vriendelik met hom te wees, toe ek 'n game aan hom te verkoop. En nou is ek en hy soos broers. Ek weet nou nie wie die mooier een van die twee is nie, of wie die beter baard het nie, maar dit was 'n geleentheid waar ek, net omdat ek ingesteld is om te saai, nie net iemand gekry het wat ons geloofsfamilie jare later kom join het, maar dat ek 'n vriend gekry het. Iemand met wie ek kan chat oor as dinge moeilik gaan. Iemand met wie hy kan praat as dinge moeilik gaan. Sharnay. En dit is 'n plek waar mens saai. Want baie keer ek dink ons maak hierdie ding so oorgekompliseer. Ons sê vir ons gemeente, julle, ons moet groei en ons moet nuwe mense intrek, en dan gaan jy in 'n panic attack en jy begin hyperventileer. Wat gaan ek dit in my kerk te help groei? Ek ken nie mense nie. Weet jy wat? Chill. Waar jy is, waar jy passievol is, waar jy is, wees net altyd ingestel dat daar dalk grond om jou waar jy kan saai. En dan begin jy bid dat die Here die groei bring. En dit is eintlik so maklik. Wie kan ek vra, wie van julle dink partykeer as ons wil sê ons wil die gemeente help groei en ons moet groter word en ons wil nuwe mense intrek, en ek gaan nou vir julle sê hoekom ons nuwe mense wil intrek. Dink partykeer dit van daar's 'n manier, ek ken niemand nie, ek weet nie wat om te doen nie. Is daar van julle wat al so gevoel het? So 1 of 2 koppe wat skud, maar die res van julle lyk my besef julle kan dit doen. So come on people. Het meer koppe so gemaak as so gemaak. So ek wil regtig vir jou sê, as ons hierdie jaar oor oestyd praat, as ons praat oor saai, julle, dit is nie soos regte boerdery 'n streng wetenskap nie. Dit is so eenvoudig soos wees waar jy is, maar wees ingestel. So ons teks, en waarna ons hierdie hele jaar seker na gaan verwys, gaan oor oes. En dis 'n baie kragtige teks oor hoe God sy koninkryk kan groei. Hoor gou mooi, hoe God sy koninkryk kan groei. Nie hoe ek en jy die koninkryk kan groei nie. Want as jy mooi daaroor dink, ons is eintlik net saam vir die ride. Die Here doen die werk en ons help. En dis die een ding wat ons in ons koppe ook moet begin verander. Dis nie ons wat groei bring nie. Dis nie ons wat mense bring nie. Dis deur ons wat net bereid is om die Here 'n wessel voor te wees, 'n vloeibare kanaal te wees dat die Here mense kan intrek. So ons teks waarna ons vandag kyk is Markus 4 vers 28 tot 32. Ek gaan hom eers so in die helfte breek.
dan gaan ons so stadig hierom gaan. Die gelykenis van die saad wat van self groei. En hy het gesê, die koninkryk van God is soos 'n man wat saad op die land uitstrooi, en nag na nag gaan slaap, en dag na dag opstaan. En die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Die land bring die graan van self voort. Eers 'n halm, dan 'n aar en dan 'n koring vol in die aar. Wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Groei begin klein. Groei neem tyd. Dit vra geloof. Edna het op Facebook, was dit hierdie week of was dit, wanneer het jy op Facebook die post geshare van 9 jaar terug, toe ons begin het met die Granendal droom? Was die begin Desember gewees. Nou mense sal sê, so, maar julle is al amper 9 jaar besig met 3 kerkplant, hoekom is julle nog so klein? Dan sê ons, maar dis nie ons wat die groei min nie. Ons groei soos die Here vir ons groei dit. Maar ons is ook die hele tyd bewus daarvan, dat ons nie net so op ons agterkant is en sê, ja, maar die Here sal groei bring nie, want die Here gee partykeer vir jou goed om te doen in die lande. So, dit begin klein, ons was, ek dink iets so 6 mense die eerste aand, 6 of 8 by mekaar gewees. En van daai span wat begin het, is dit ek, Handrie, Johan, Edna, Erik en Lenet, wat heel in die begin daar was. Van die mense het aanbeweeg, alleen hulle het toe bygekom, en dis nog mense wat bygekom het, en toe het ons hiernatoe gekom, en toe het baie van julle bygekom, wat nie geweet het van die begin nie, en nou is ons beplek wat ons sê, hierso is ons nou. Ons het nou vir redelik lank, het ons in mekaar se lewens ingesaai. Die rede hoekom julle bly is om mekaar vanoggend te sien na 'n paar weke nie by mekaar nie, is nie omdat julle lekker mense is nie. Dis omdat jy diep binne in jou besef jy dat hierdie mense wat hier is, bydra in my lewe. Hulle saai in my, hulle gee voeding in my in. En daarom is jy bly om mense te sien. Dis nie wat jy dink, yes, ek het so lank klas vir Arne gesien, want hy is so awesome, uitstekende mens. En eintlik is dit net omdat ons mekaar se lewens saai. En God bring groei. Die liefde wat ons vir mekaar begin beleef, is nie sommer net iets wat gebeur nie. Dis die Gees van God wat in elkeen van ons is, wat klein begin het. Jy het ook al eerste dag hier ingestap en gedink, yes, hierdie kerk met ou wat voorsit met 'n korter pakkies en T-shirt wat preek, nee. Dis jy seker hiervan nie. Maar hy het jy lief geraak, gelukkig vir die ander mense om jou, en nou voel jy, hierdie is my plek. Jesus sê in daai teks, eers die halm, dan die aar en dan die volle koring in die aar. Dit wys vir ons iets dat groei 'n proses is. Nou, ek is glad nie 'n boer nie, maar ek dink 'n boer staan nie elke dag op sy land en kyk, hoe groei dit hier? Dit moet seker baie boring wees. Maar hy is die hele tyd bewus van goed wat moet gebeur. Hy weet, as die grond dalk so begin lyk, of hulle drukke dinge in 'n toetsie volg, dan weet hulle moet dalk hierdie tipe goed bygooi. Dan kom op 'n punt dat hy sê, okay, hier goed groei nou moet ons dalk dit doen. So daar's, in die boerdery dink ek, is daar 'n onaktiewe, aktiewe bewustheid van wat aan die gebeur is. En dis wat half hier probeer gesê word. Die halm groei. Wat doen die boer om het te laat groei? Niks nie. Die Here laat dit groei, die natuur. Dan kom die aar en dan die volle koring is daar, en dan is dit die werk van die boer. Dan is dit sy werk om in te spring en te oes. Nou, niks wat gesond is nie, groei oornag nie. As jy dink aan goed wat jy in jou lewe verander, dit is baie min dat jy die dag besluit, môre gaan ek nie meer X, Y en Z doen nie. Dit vat partykeer 'n paar nagte. Mense verskil oor die tyd, maar mense sê byvoorbeeld, party sê 27, party sê 60 dae om 'n roetine te vorm om 'n deel van jou lewe te maak. Niks gebeur oornag nie. Dis dieselfde met mense. Dis dieselfde vir geloof en is dieselfde vir kerke. Die woord wat ons so kerk gebruik is ons geloofsfamilie. Niks gebeur oornag nie. Maar 'n ou weet waarheen ons op pad is. Die boer weet as hy daai saadjie koring in die land sit, hy wil graag koring hê.
Ons is in 'n voorregte posisie hierdie jaar wat ons begin dink aan die ontwikkeling van ons grond en wat ons daar wil bou, ons te span by mekaar en julle gaan baie oor hierdie goed begin hoor. So ons is in 'n fase wat ons kan oes en saai. Van ons het gesaai en geoes en nou het ons die oes hierso, maar nou sal nog plek waar daar gesaai moet word. Daar is nodig om nog goed te laat gebeur wat ons verantwoordelikheid is, sodat ons saam met God hierdie pad kan stap. Nou, ek en jy hou van vinnige resultate sien. Wie van julle hou daarvan om dae en jare en maande te wag om resultate te sien? As dit jy is, nee, wil ek 'n bietjie van dit hê, maar ek is glad nie dit. Ek wil soos, ek het al vir julle vertel hoe as ek iets op Takealot bestel en hulle lewer die môre af hier, dan bestel ek hier, want as ek dit soek ek dit nou. Ons soek resultate, maar die ding is, God werk stappie vir stappie. As daar een ding is wat ek oortuig is, as jy kies om Jesus te volg, God jou Vader te maak, wat hy definitief jou in gaan toets en jou gaan leer, is geduld. Want sy planne, sy tydspreking is baie keer baie anders as ons sin. Goed wat ons dink oornag moet gebeur, gebeur dalk oor jare vir hom. Van die jare is dalk vir hom soos 'n nag. Sien julle die verskil? Ons voel dit vat vir ewig, maar God is so. So ons moet regtig leer om nie vinnig resultate te sien nie. Maar ons moet ook nie terugsit op ons laure en net dink goed gaan gebeur nie. So wanneer jy bid, wanneer jy iemand help en wanneer jy iemand kerk toe nooi, wanneer jy op 'n Sondagoggend hier 'n ander gelowige bemoedig, dan plant jy saad. Jy sien nie dit dalk dadelik nie. Sien nie dalk dadelik resultate nie. Maar die ding is, God is aan die werk. En dit vat nogal 'n stappie geloof van jou kant om te sê, weet jy, ek sal God vertrou om die saad te saai. Om die saad te laat groei. Ek sê altyd, as mense vir my vra, as ek wonder of ek vir iemand moet bid, hoe weet ek regtig die Here wil hê ek moet vir daai persoon bid? My advies is gewoonlik, bid net. Moenie wonder of dit reg of verkeerd is, want een van die opdragte in die Bybel is om vir mekaar te bid. So as jy voel jy moet vir iemand bid, dan bid jy. Daar's nie 'n verkeerde gebed nie. God gaan vir jou nie sê, o, maar jy het vir daai persoon gebid en ek nie wou gehad het jy moet vir hom gebid het nie. Ek dink dis geen produktief, want die Bybel sê vir ons bid vir mekaar. So as jy iets doen wat jy nie resultate dadelik sien nie, weet God is aan die werk. Jesus sê ook dat die boer die saad saai en gaan slaap. Dit is nogal interessant dat hy baie spesifiek daarna verwys van slaap, want slaap is veronderstel om die tyd van rus, restaurasie te wees en om net te ontlaai van jou stres. So die boer gaan en hy gaan slaap in die rus, hy gaan slaap in die vrede. Die saad sal groei sonder dat hy weet hoe. In my beweging in kringe met kerkmense en by die kerkplanting staakspan van die kerk, nie Granendal nie, maar die NG Kerk, vra baie mense partytjies, maar hoe kry julle dit reg om hierdie ritme van julle te laat werk, dat julle Desember toe is, dat julle elke derde Sondag online is, dat julle nie offergawes opneem nie, hoe kry julle dit reg dat dit werk? Dan sê ek weet nie 'n klou nie. Ons het ervaar dis wat die Here ons lei om te doen en ons het dit gedoen en weet julle wat? Hy bring die groei, hy voorsien, hy sorg en dit kan ons net toeskryf aan die Here se genade. Ek en jy kan nie mense dwing om te verander nie. Dames, jy kan nie 'n man verander nie. Jy kan hom lief hê en dalk besluit hy om 'n beter man te wees, maar jy kan nie mense verander nie. Selfs vir die mans, kan nie 'n vrou verander nie. Jy kan haar lief hê, dalk besluit sy om dalk bietjie iets anders te doen, maar ons kan nie mekaar verander nie. Ons taak, my en jou taak in hierdie jaar, is eintlik baie eenvoudig. Dis om getrou te wees. Ek wil jou uitdaag as jy een van daai tipe is wat nuwejaars voornemens maak. Nee, is daar van julle wat dit doen? Hierdie jaar gaan ek dit en dit doen, okay? Sharnay, wie van julle sin het julle al klaar gebreek? Nog nie. Okay. Maar
Ek wil jou uitdaag as jy dit gedoen het of dit nie gedoen het nie. Wil ek jou vandag uitdaag om ergens in jou huis te gaan. Of in 'n boek wat jy elke dag amper oopmaak, dalk jou phone se lock screen se wallpaper te verander met die woordjie op getrou. Want as jy getrou as jou een ding gaan doen wat jy graag hierdie jaar wil doen, wil ek jou amper waarborg dat dit wat jy gaan aanpak suksesvol gaan wees. Want getrou beteken jy gaan gehoorsaam wees aan alles wat jy doen en wat die Here van jou vra. Gaan jou help om intentioneel te wees. Ek en jy moet net saai. Ons moet saai en saai en saai, dan laat God groei. Partykeer gaan jy saai op 'n plek en nou gaan nie groei kom nie, maar weet julle wat, dis okay. Want dit was nie God se tyd nie. Partykeer gaan jy saai op 'n plek wat jy gedink het, maar ou my word, ek weet nie hoekom ek nou hier saai nie. En ewe skielik 'n maand of 2 later sien jy hier staan 'n massiewe oes. Want God het groei gebring. So moenie moed verloor hê. Moenie moed verloor wanneer dinge stadig lyk hê. Vertrou dat God self werk wanneer jy nie kan sien nie. En dan gaan Jesus verder in hierdie teks van Markus, vers 30, dan praat hy van die gelykenis van die mosterdsaadjie. Vers 30 sê, en hy het gesê, hoe sou mense die koninkryk van God uitbeeld of deur watter gelykenis sou 'n mens dit voorstel? Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat wanneer dit in die grond gesaai word, kleiner is as al die soort saad op die land. Maar wanneer dit gesaai is, kom dit op en word dit die grootste van al die tuinplante en maak sulke groot takke dat die voëls in die hemel in sy skaduwee kan nes maak. Nou, mosterdsaadjies is klein. Hulle sê dis baie klein. Ek het gekyk waar ek kon kry, maar Checkers het nie gister gehad nie, want ek wou vir ons gebring het, maar hulle sê dis klein. En ek vat die Bybel daarop. Maar die ding is wat die teks sê is, dit groei uit tot een van die grootste plante in jou tuin. Dit wys vir ons dat God 'n klein begin gebruik. Jesus gebruik die voorbeeld van die kleinste saadjie, nie van die grootste saad nie. En hy sê dit word een van die grootste bome. En jy mag dalk voel wat jy doen is klein. Jy mag dalk voel dit wat ek besig is om te doen en dit gaan nie saak maak nie man, dis so klein. Ek was gister vandag Boer en Butcher toe vir die eerste keer in 'n lang tyd, want apparently was hulle die enigste plek wat gister pork spare rib gehad het. Want ek het 'n smoker by Smoky Browse ouens gekry, nou smoke ek. Nie smoke nie, soos vleis, nê. En toe ek daar instap, toe staan daar 'n ou buite wat vir my 'n Bybelvers kaartjie gee en toe sê ek soos, "O, hy doen sendingwerk. Cool." Toe vra ek kan ek vir hom vleis koop. Ek soos, "Okay, cool. Nou as jy my ken, ek gee nie gewoonlik geld of koop goed en sê ek nie oortuig is nie. Maar ek was oortuig geweest ek moes vir hierdie oom moes ek die dag 'n pakkie wors koop. Dis nou nie die grandste vleis, maar dis daarom uit te sê is ook vleis vir sy gesin. Ek weet nie of hy dalk daai vleis elders anders gaan verkoop het om geld te kry vir iets om te gebruik nie. Hy lyk nie na die tipe nie. Maar ek het net in my gees beleef, die diep binne waar dit disprin oplos. Die Here sê vir my, koop vir my 'n pakkie wors. Nou wat hy met dit gaan doen? Sy so. En ek en jy moet ook leer om so te leef. Dit gaan nie oor wat die persoon gaan doen met die saad wat jy saai nie. Dit gaan oor wat doen die Here en wat vra hy van jou. Klein gehoorsaamheid is ietsie kragtigs. 'n Vriendelike woord, 'n eenvoudige gebed, 'n liefdevolle daad of 'n uitnodiging na die kerk kan iemand se lewe verander. Dalk daai persoon wat jy dink as daai persoon kerk toe neem, maar Jesus, hy gaan nooit ja sê nie. Dalk is dit die plek waar God wil hê jy moet saai. Jesus sê wanneer hierdie mosterdsaad groot word, kom die voëls. Hulle maak nes in sy takke en dit wys vir ons 'n doel van groei. Die mosterdsaad groei tot 'n groot boom sodat hy 'n skuilplek, 'n veilige vesting kan wees waar die voëls in kan kom om nes te maak, om meer te raak. Ek gaan nie vir jou vra om jou hand op te steek nie, want ek dink ek weet die antwoord, maar vra vir jouself af, is jy dalk iemand wat by Gradenal aangekom het, toe jy dalk op die laagste punt van jou geloof was?
toe jy dalk op die laagste punt was waar jy gedink het, ek is so keelvol vir kerk. Ek wil nie meer kerk doen nie, ek is moeg vir die kerk doen, maar kom ek gaan dit maar tog nog een try gee. Al die scenario's, hoe jy dalk hier uitgekom het. Ek weet van mense wat die was wat gesê het, hulle is klaar met kerk, maar nou is hulle kerk. Ek weet van mense wat seer was, en hiernatoe gekom het en begin om te genees. Nie omdat Granendal goed is, maar omdat God goed is. En daar mense was wat getrou gesaai het. Hoekom wil ons Granendal geloofsfamilie groei? Om 'n gebou te gaan bou en vol te maak, sal lekker wees. Maar ons hoofdoel is dat meer mense kan beleef dit wat ek en jy vanoggend hier beleef het. 'n Vibe wat hier binne is van hierdie mense hou regtig van mekaar. Al is ons so different, al is ons so anders. Dis hoekom ons hierdie kerk wil groei. Kom vir julle die stukkie lees, hoekom die kerk moet groei, hoekom ons geloofsfamilie moet groei. Kan vir ons die volgende skyfie opsit, Andre, ek dink ek het hom opgesit. Kyk, dit is hoekom ons wil groei. Die kerk moet groei, sodat ander skuiling, veiligheid, liefde en hoop kan vind. Ons groei nie om indrukwekkend te lyk nie. Ons groei sodat mense wat seer kry, verlore is en soek, 'n tuiste in God se familie kan vind. Julle, dis hoekom Granendal wil groei. Nie om te werk na 'n gebou wat grand gaan wees nie, of 'n massiewe gebou nie. Ons wil hierdie geloofsfamilie moet groei, want daar is soveel mense daar buite wat nodig het, wat ek en jy het. Wat Granendal geloofsfamilie het om vir hulle te gee, sodat God groei kan laat gebeur. Die kerk moet groei, sodat ander skuiling, veiligheid, liefde en hoop kan vind. Ons groei nie om indrukwekkend te lyk nie, ons groei sodat mense wat seer kry, verlore is en soek 'n tuiste in God se familie kan vind. En as jy met daai kan assosieer en sê, dis wat ek dink 'n kerk moet wees, wat 'n geloofsfamilie moet wees, dan wil ek vir jou sê, jy's op die regte span. Want dit is ons hart, dit is ons droom, dit is ons doel. So wat beteken dit vir ons? Dit beteken elkeen, ek en jy het 'n rol. Party plant saad, party gee water, party bemoedig, party dien, party bid, party gee. Maar God gebruik elke persoon. Niemand is onbelangrik in God se landerye nie. Ek het aan die einde verlede jaar ook gesê, maar ek het by 'n kerkplantingsgeleentheid gepraat. Sê ek, ons het ophou begin praat van mense is dominees en begin praat van elke dominee is 'n kerkplanter. Want 'n dominee beteken jy hou jou groepie happy. Kerkplanter beteken ons wil deel wees van God se groei in die koninkryk. Ek wil vir jou vandag sê, ek jammer om vir jou te sê, maar as jy jouself as 'n lidmaat by Granendal gemeente sien, jy is nie 'n lidmaat nie. Jy is 'n kerkplanter. Want hierdie is 'n kerkplant. Dit beteken as jy deel is van 'n kerkplant, is jy 'n kerkplanter. Dis nie net my werkie. Is nie net Johan het na die kerkraad, die eredienskommissie, die kinderbediening se verantwoordelikheid. Dis elkeen van ons se verantwoordelikheid om getrou te wees, om ons deel te doen, om te saai sodat die oes kan inkom. Dis die roeping van hierdie hele geloofsfamilie. Hier is die geheim, wanneer elkeen van ons verantwoordelikheid neem vir die deeltjie wat jy moet doen. Jy hoef nie alles te doen nie. Wees verantwoordelik en getrou in die deeltjie wat God van jou vra. Dan kan God ons gebruik om hierdie geloofsfamilie te laat groei. So ek wil jou bemoedig by die laaste stukkie. Wees getrou met wat in jou hande is. Moenie 'n klein begin geringskat nie. Vertrou God met die resultate. Hou aan om saad van liefde, waarheid en goedheid te saai. En ek wil julle so half op 'n cliffhanger eindig. Ek dink een van die grootste uitdagings en grootste vrese vir ons gemeente om te groei,
ons is bang ons verloor wat ons tans het. En ek raai nie dit nie, ek het dit by goeie mense met goeie motiewe het ek dit gehoor. En ek voel dieselfde, ek is bang dat ons dit verloor. Ek sê altyd, ek vat liewer dit wat ons nou het, in plaas van nog 500 mense ekstra. Maar die volgende week gaan ons 'n bietjie gesels oor hoekom jy nie oor dit hoef te worry nie. So as dit dalk in jou kop leef van, ja, al hierdie mense nou gaan begin getrou raak en gaan begin saai en begin oes, dan gaan ons verloor wat ons het. Gaan jy die volgende week bietjie vertel hoekom ek dink ons dit nie gaan verloor nie. En hoekom ons nie dit as 'n vrees hoef te gebruik om nie met passie te saai en wyd te saai en die Here te vertrou vir hierdie groei nie. So dit is 'n cliffhanger vir volgende week. As ons getrou saai, as ons God volkome vertrou, sal ons sy koninkryk sien groei. Dis die laaste punt. Ons sal sy koninkryk sien groei. Hierdie gemeente, hierdie geloofsfamilie behoort aan God. En alles wat ek en jy hierin sit ons in omdat dit God se is. En ons daardeur in getrouheid God wil gehoorsaam. Want uit klein saadjies bring God 'n groot oes voor. Vraag gesê, gaan jy deel wees? Kom ons bid saam. Here, ek loof U vanoggend, Here, vir ons geloofsfamilie. Here, dankie vir die vreugde, die hartlikheid, die lekkerheid wat ons vanoggend beleef het toe mense hier begin aankom. En dat ons regtig net kon beleef hoe lekker is dit om mekaar te sien. Here, dankie dat dit 'n liefde, 'n aanvaarding, 'n ondersteuning vir mekaar gemaak het, nie omdat ons oulik is, maar omdat U die persoon is wat groei bring. Nie net groei in ons geloofsfamilie nie, maar ook groei in ons verhoudings met mense wat hier is, Here. Here, my gebed is dat ons in hierdie jaar wat ons gaan dink aan oestyd en saaityd, Here, dat ons regtig die woordjie getrou en getrouheid diep in ons harte sal draai, Here. Dat dit sal wees wat ons stuur en dit wat ons sal lei na gehoorsaamheid om U koninkryk te groei, om te help dat mense in hierdie mosterdboom kan inkom, wat seer is, wat eensaam is, wat liefde nodig het, wat plek nodig het om te genees, Here. Mag U Gees vir elkeen van ons in hierdie jaar nuwe sig gee, sodat ons kan sien waar ons moet saai en waar ons moet oes. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou oë oopmaak om duidelik te sien waar hy werk en waar hy wil hê jy moet saai. Mag sy Gees jou lei, mag hy jou beskerm, mag sy genade jou dra deur hierdie week en die res van 2026. Die gemeente van die Here sê saam, amen. Lekker koffie en tee.